Goed. RMIS is besig om na speelbaarheidsplatform te implementeer. Ek dink een van die grootste vrae natuurlik is, hoekom naspeurbaarheid en wat gaan naspeurbaarheid beteken vir die produsent, vir die voerkraal, vir die abattoir, vir die waardeketting rolspeel. Dit sluit in kleinboere, opkomende boere, kommersiële boere, die hele waardeketting. Ons is besig om 'n struktuur bymekaar te sit, 'n platform om te verseker dat ons nie net kan kyk na die siektes waar dit vandaan kom om seker te maak dat ons presies weet wat aangaan in ons land nie, maar die tweede gedeelte daarvan is natuurlik baie waar om te verseker dat die verbruiker verstaan en internasionale vereistes waaraan voldoen moet word, dat hulle presies weet waar kom hulle vleis vandaan, hoe het ons met die diere gewerk, wat het ons hierdie diere ingespuit, voldoen ons aan die nasionale en die internasionale vereistes rondom en eet ek veilige vleis. Nou op die einde van die dag dink ons baie keer dat die verbruiker dit nie wil sien nie. Maar die Wêreld Dieregesondheidsorganisasie het sekere vereistes wat ons moet voldoen en ons wil natuurlik speel op 'n internasionale platform. Wat ek wel kan sê is, alle lande in die wêreld voldoen nie aan hierdie vereistes nie. Maar dit wat hulle neersit, lyk so. En ons wil graag 'n stelsel neersit wat wys dat ons eerste van die voorlopers in hierdie spesifieke geval is. Met betrekking tot naspeurbaarheid en hoe ons produk verkoop. Die uiteinde hiervan gaan wees dat ons 'n produk gaan verkoop wat ons kan sê gesertifiseer Suid-Afrikaanse rooi vleis om 'n premie te skep, om 'n voordeel te skep vir elke verbruiker, vir elke rolspeler en deelnemer binne hierdie mark. En jy het genoem daar's al belangstelling? Ja, so ons het ongelooflike belangstelling reeds gehad. Ons is by Nampo en die mense het hulle plase kom identifiseer en opgeteken om deel te wees. Dis op 'n internasionale standaard, die GS1 standaard. En jy kan kom na 'n staatjie by Nampo en ons sal jou help om jou GLN of jou produksie eenheid kode te kry.